Kom ons begin dan met ons Kerssangdiens wat die tema het, Jesus se koms het ons lewens verander en daarom wag ons met opgewondenheid en hoop. Ons bly so sit in ons eerste toetrede lied dan, Gesang 344, verse 1, 2 en 3. Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U kom toe die lof, die dank, die eer en die aanbidding, van nou af tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
Here, ons loof en ons prys U as die ewige, alomteenwoordige, gans andere en almagtige God. Wat ons het en wat ons is net genade uit U hand uit. Here, wanneer ons aan U die lof bring wat U toekom, dan doen ons dit op 'n manier wat ver te kort skiet. Ons doen dit met mensewoorde. Ons doen dit op 'n menslike manier. Ons sal nooit U lof ten volle kan besing nie, omdat U onbegryplik groot is. Maar Here, ons vra dat U hierdie lof sal ontvang. Dit is al manier wat ons ken. En dit kom uit die diepte van ons hart. Ons loof U, Here, dat U 'n God is wat nie ver van U mense af is nie. 'n God wat nie sonder U kinders wil wees nie. 'n God wat mens geword het in Jesus Christus. Dankie, Here, dat U ons kom soek het, waar ons in die sonde voortgeleef het. En toe U ons kry, is dit genade op genade. Daarvoor, Here, wil ons U vanaand loof met ons lied. Ons vra, Here, ontvang dit asseblief. Ons dank U ook dat ons kan uitsien na Kersfees wat op pad is. Die groot dag. Die dag waarop elkeen van ons verseker die grootste Kersgeskenk denkbaar gekry het. U het onder ons kom woon. Vader, ons bid ook vir hulle wat hartseer is, hulle wat bekommerd is, veral ook in hierdie tyd. En ons vra, Here, dat U hulle sal regop hou met U liefde, dat U hulle sal troos, vir hulle kalmte sal gee, soos wat net U dit kan doen. Vergewe ons genadiglik, Heer, vir elke keer wanneer ons ongehoorsaam is, en nie leef en doen, soos wat U van ons vra nie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen.
Die geboorte van Jesus Christus. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit geblyk dat sy swanger is, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en vir hom gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord van die Here wat deur sy profeet gesê is, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God met ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Jesaja 40 verse 3 tot 5. Iemand roep: Maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word. Elke berg en rand moet gelyk grond word. Elke bult moet 'n gelykte word en elke koppie 'n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef sal dit sien. Die Here het dit self gesê. Tot sover. Broers en susters, wanneer 'n mens deur die Bybel blaai, dan sien jy daar is baie verhale wat te doen het met wag.
En dis meeste van die kere mense wat wag vir God. Hulle het iets afgebid van God, en nou wag hulle dat God moet antwoord. En op dieselfde manier begin die kerklike jaar ook. Vandag is die eerste Sondag van die kerklike jaar. Die eerste 4 Sondae is net voor Kersfees, en dan dink ons aan Christus se koms na die aarde. Ons wag vir Christus se koms. Ons wag vir die Messias wat alles gaan kom verander. En dit is waarvoor die volk Israel ook gewag het. Hulle het gewag vir die Messias. Wanneer hy kom, het niemand geweet nie. En nou kan 'n mens dink, wat gebeur met jouself wanneer jy wag? Sommige mense wag makliker as ander. Maar op een of ander stadium kom ons by die punt uit wat ons moedeloos raak. Dalk kwaad raak. Want ek wag nou al hoe lank en God antwoord nie. God se antwoord vir mense wat wag, het gekom in Jesus Christus. Maar nie dadelik nie. Daar moes tyd verloop. Hulle het gewag. En nou sê die profeet Jesaja vir hulle, terwyl julle wag, moenie niks doen nie. Om vir die Here te wag, vir 'n kind van God om vir hom te wag, beteken nie om eenkant gevoude arms te gaan sit en maar net te wag dat dinge gebeur nie. 'n Kind van God wag anders. Wag beteken vir 'n kind van God om jou moue op te rol. Dit beteken om te gaan dien, om ander mense voor jouself te stel, hulle belangriker te ag as jouself, te help waar jy kan. Ander gelowiges wat dalk moedeloos raak, wat hoop verloor, om hulle te gaan bemoedig. En ons sien dit ook nadat die Messias gekom het. Toe is daar weer 'n gewag. Jesus is gebore. Hy het self gepraat van sy wederkoms. Hy het self gesê, julle gaan wag daarvoor, en julle weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Hy gebruik selfs die beeld om te sê dit gaan kom soos 'n dief in die nag. 'n Dief reël nie met jou wanneer hy kom inbreek nie. As jy jou goed oppas, dan doen jy dit nie net op sekere tye nie. Jy waak die hele tyd oor jou goed. Want daardie dief kan enige tyd kom. Jesus self het gesê, julle gaan wag vir my. En dan sien ons hoe Paulus ook begin preek. Paulus sê, Jesus se wederkoms is naby. Ons gaan nie meer lank wag nie. Dan gaan dit aanbreek. Ons lewe vandag bykans 2000 jaar na Paulus. Dit het nog steeds nie gebeur nie. Maar wat het Paulus en sy mense gedoen? Terwyl hulle gewag het en gesien het, maar die wederkoms kom nou nie so vinnig, soos wat ons gedink het nie. Ons moet wag. Paulus se mense het in groepies gegroepeer. Vandag sou ons dit gemeentes noem. En daardie lidmate in daai groep het mekaar getroos, het mekaar bemoedig en gesê, ons moet net wag. Jesus het beloof hy kom weer. En soos ons hom ken, is God iemand wat sy beloftes hou. En so het die vroeë kerk mekaar ook bemoedig
om te wag. Ons wag nog steeds vir die wederkoms. Maar ons wag anders as wat die volk gewag het toe Jesaja met hulle gepraat het. En vir hulle gesê het, begin solank werk, maak solank die paaie gelyk, die koppies, die berge, maak dit 'n gelykgrond, want die Messias is op pad. Ons wag vandag vir die wederkoms, maar ons is seker, ons glo dit, ons geloof staan en val daarby, dat Christus gebore is vir ons. Christus se geboorte het ons elkeen se lewens kom verander. Ons het gesien, as God vir ons sê ons moet wag, dan moet ons net wag. Hy hou sy woord. Christus se koms het ons lewens verander in die sin, dat ons nie hoef te twyfel, gaan ons eendag na God toe of nie, want met sy geboorte, sy lewe, sy dood en sy opstanding, het hy vir ons die pad na God toe oopgemaak. Het hy vir ons die vrymoedigheid gegee, sê Hebreërs, om na God toe te kan gaan, om dag en nag met God te kan praat, om met hom te kan worstel, om te kan bid in die naam van Jesus Christus. So het Christus ons lewens kom verander. So het hy vir ons hoop kom gee. En daarom kan ons in hierdie tyd van die kerklike jaar, wat ons wag vir Kersfees om aan te breek, ook weet, alhoewel ons wag, het ons die sekerheid, dat God sal doen wat hy gesê het. Maar, ons moet nie ledig sit en wag nie. Ons moet besig wees. Soos wat Jesaja vir die volk gesê het, wees besig terwyl julle wag. Soos wat die vroeë Christelike gemeentes besig was en mekaar bemoedig het en steeds die evangelie verkondig het, terwyl hulle wag, so moet ons ook wag. En ons moet diensbaar wees. Ons moet gaan troos, gaan bemoedig, hoop gaan gee. Daar waar mense vandag voel, wat help dit om te glo? God het van my vergeet. Ek wag en wag en wag. Niks gebeur nie. Ons kan ons koppe terugdraai, omdraai eerder en terugkyk in die geskiedenis en sien hoe God gehelp het. In Egipte het hy aan sy volk beloof, hy sal die uitkoms gee. Wag net. Dit het gebeur. Julle sal die beloofde land ingaan. Maar nie op julle tyd nie. Wag net. Dit sal gebeur. Die Messias is op pad. Dit gaan verseker gebeur. Julle moet net wag dat die tyd reg is. Ons wag weer. Ons wag dat 'n belofte van God waar word. En mag God, broers en susters, vir ons die krag en die genade gee, dat ons in hierdie tyd wat ons wag, opgewonde kan wees, hoopvol kan wees, moed kan hê, die lewe aanpak met ywer en met passie, want ons weet, ons wag nie vir ewig nie. Op sy tyd en op sy manier sal God die wagtyd tot 'n einde bring. Mag ons met daardie troos Kersfees tegemoet gaan en veral ook deur hierdie diens wat ons in elke skriflesing gaan hoor wat dit beteken om te wag vir God. Amen.
Psalm 130, 'n pelgrimslied. Uit die dieptes roep ek na U, Here. Luister tog na my, Here. Hoor tog my opgeroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U is daar vergifnis. Daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here, meer as wat die wagte op die môre wag. Wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde. By Hom is die verlossing seker. Dit is hoofstuk 2. Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en die wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons groote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn. Hy het homself vir ons geoffer om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig.
sodat ons sy eie volk kan wees, wat ywerig is om die goeie te doen. Dit is die dinge waaroor jy moet praat. Gebruik jou volle gesag om aan te moedig en tereg te wys. Gee aan niemand aanleiding om op jou neer te sien nie. lees uit Matteus 25 vers 14 tot 30. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wil gaan. Hy het sy slawe bymekaar geroep en al sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen van hulle volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het, hy het nog 2 gemaak. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gegrawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat die 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê: "Meneer, 5 goue muntstukke het u aan my vertrou. Hier is nog 5. Mooi so, getroue, goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, en oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde." Toe kom die een wat die 2 goue muntstukke en sê: "Meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het." Sy eienaar sê toe vir hom ook: "Mooi so, jy is 'n goeie en 'n getroue slaaf.
Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een wat een goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken nie en weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie, en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek die muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier is u geld nou terug. Toe sê sy eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie, en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het, en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom al weg, en gee dit aan die een wat die 10 het. Aan elkeen wat het, sal meer gegee word. En hy sal oorvloed hê, maar die een wat hom nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat van word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande knas. Jesus vertel 'n gelykenis waarin hy ons leer dat om te wag beteken nie dat ons met gevoude arms eenkant moet gaan sit nie. Hy leer ons dat om te wag beteken om jou moue op te rol en besig te wees. Terwyl ons wag vir Jesus se koms, moet ons gaan woeker met die gawes wat hy aan ons gegee het. Daarom beteken om vir Jesus te wag ook om besig te wees. Tydens sy lewe op aarde het Jesus nie net vir ons vertel wat om te doen nie, maar ook gewys wat ons moet doen. Terwyl ons wag, troos hulle wat siek is, gee om vir die behoeftiges en help hulle, ondersteun die wat moedeloos is en bekommerd is, en gee hoop vir hulle wat bang is. Sy eerste koms aan die aarde toe, het ons dus kom leer wat om te doen terwyl ons wag. Woeker met die gawes wat God jou gegee het terwyl jy wag. Matteus 24 verse 42 tot 44. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Onthou dit, as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar by sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Broers en susters, Jesus self het ook gesê dat ons sal wag vir sy koms. Hy maak dit baie duidelik dat ons nie weet wanneer dit sal plaasvind nie. Om te wag maak 'n mens moedeloos. En daarom gee Jesus ons iets om te doen terwyl ons wag.
Ons moet waaksaam wees. En deel van hierdie waaksaam wees beteken om gehoorsaam aan hom die evangelie te gaan uitdra met woord en daad. Om die te troos wat moedeloos en hooploos is. Om hoop te gee deur te vertel dat Jesus op pad is. Met sy eerste koms na die aarde toe het hy ons lewens verander, dit nuut gemaak, sodat ons met hoop en toewyding waaksaam kan leef terwyl ons wag op sy koms. Susters, 'n mens voel dikwels wat om te wag, niks anders as tydmors. Maar om vir God te wag, is egter nie tydmors nie. Dit is eerder 'n wag wat ons geloof vorm. Dit is juist op grond van ons geloof dat ons weet wat Jesus se eerste koms na die aarde beteken. Op sy tyd het God dit laat aanbreek en deur Jesus se geboorte, dood en opstanding vir ons gewys hoe groot sy ontferming en hoe oneindig hy ons liefhet. Ons lees in Openbaring 22 vers 17 tot 21 dat God se kinders smag na sy koms. Net soos wat mense duisende jare gelede gesmag het na die koms van die Messias. Die Gees en die bruid sê kom. En elkeen wat dit hoor, moet sê kom. En elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Ek getuig van almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor. As iets
iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plan byvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, waarvan in hierdie boek geskrywe is, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem. Hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom Here Jesus, die genade van die Here Jesus sal by almal wees. Geliefdes, wanneer ons klaar verwag het, sal ons besef dat die verwag deur en deur die moeite werd was. En dat God die wagtyd beëindig het op die tyd wat hy daarvoor bestem het. Mag hierdie tyd van wag vir die volgende paar weke om Jesus se geboorte en die verlossende betekenis daarvan te vier vir elkeen van ons 'n tyd wees van opgewondenheid en blydskap, maar ook 'n tyd waarin ons die vrede van God in ons harte en rondom ons beleef. Daardie vrede waarvan ons verstand te bowe gaan.
God, terwyl ons nou die volgende weke tegemoet gaan voor Kersfees, mag ons 'n oomblik stil raak voor U en weer onthou alles wat U in ons lewe, en ons familie se lewe, ons gemeente se lewe gedoen het. Ons prys U, want U is die God wat red. U is Immanuel, God met ons. Ons dank U dat ons hoop in U gevestig is, en nie in die omstandighede rondom ons, of op mense nie. Omdat ons op U hoop, is ons verseker, dat U beloftes aan ons sal nakom. Laat ons daarom in hierdie tyd weer onthou, wat werklik saak maak. Rig ons harte op U. Help ons om te sien, hoe U steeds aan die werk is, terwyl ons wag, en dat ons daarom in ons wag, U voluit wil dien. Trek ons nader aan U, met hierdie Kersfeesboodskap, en berei ons harte voor, vir die vervulling van U beloftes. Liefdevolle God, ons bid vir al die mense, wat besig is om in hierdie dae hulle self voor te berei op Kersfees, die betekenis, die boodskap daarin. Gee tog dat ons almal sal oopstaan vir U Heilige Gees, en dat ons sal toelaat dat U ons sal saamvat op die pad van verwondering en in dankbaarheid voor U sal lewe. U die God wat nuwe lewe vir ons kom gee het in hierdie wêreld. En ons bid dat die geboorte van ons Saligmaker en Verlosser Jesus ons sal bly inspireer om ons naaste lief te hê, verdraagsaam teenoor mekaar te wees, begrip vir mekaar te toon. En ons bid ook, Here, dat ons sal toelaat dat Jesus Christus ons saam met hom op weg sal neem, die toekoms in. En terwyl ons weer ons harte in hierdie tyd rig, op sy geboorte, en ook dink daaraan dat die kind wat gebore is, uiteindelik aan die kruis vir ons gesterf het, as die man van smarte, sodat ons vir altyd met U mag lewe, dat ons daarom juis ook weer sal uitsien na Jesus se wederkoms vanuit die hemel, vanuit die ruimte van U liefde, om ons te kom haal, om vir ewig by U te mag wees. Op hierdie oomblik lewe ons in 'n onvolmaakte tyd in hierdie wêreld, omstandighede wat ons baie keer onseker en benoud maak. Maar daarom vestig ons al ons hoop op daardie dag, wanneer U alles nuut sal maak, wanneer die nuwe hemel en die nuwe aarde op ons sal neerdal en ons daarvan deel mag wees. Here, help ons om in hierdie tyd waarin ons nou lewe, iets van daardie nuwe hemel, die nuwe aarde, deur ons optrede sigbaar te laat word, dat ons soos 'n lig in hierdie donker wêreld sal skyn, en dat ons vir mense 'n voorsmaakie mag bied van hoe dit eendag by U sal wees, omdat ons mekaar in liefde aanvaar en dra. Mag U liefde in ons optrede helder sigbaar word, en in Jesus se lewe en sterwe sigbaar word, dat die dood nie die einde van ons lewe is nie, maar die heerlikheid by U. En daarom bid ons, Here, stuur nou U lig en U waarheid, laat die ons lei, dat die ons bring na U woning. Ons vra dit alles net uit genade, in die naam van ons enigste Here, Jesus Christus. Amen.
Gemeente, God gaan soos 'n gids voor ons uit. Om Jesus te volg beteken om op die weg van geregtigheid te gaan. Mag ons nou gaan doen wat gedoen moet word, met die seën van God in ons lewe. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.